So ek tussen deur hoes en proes, verskoon maar ek is besig om draaiolie en plafon en goed te doen, so ek skuur en 'n stof. Baard gesny het, nou val nog nie die stof op. Ja, ja, en my baard te vroeg afgesny. Goed, so ons begin vandag by Openbaring 1 vers 9. Ek gaan die gedeelte lees, dan sal ons open met gebed en dan sal ons die gedeelte deurwerk, so tot by vers 20. So Openbaring 1 vanaf vers 9. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars en tussen die 7 goue kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesydige swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike genade in ons lewens, dat ons weer mag wees om die woord te ondersoek, dat ons bly en opgewonde mag wees oor die woord, dat ons mag besef dat die woord so ryk en so diep is en tog so eenvoudig is, dat ons dit kan verstaan, terwyl daar baie dinge is wat vir ons moeilik is. Gee dat ons sal groei in kennis en vertroue, dat ons dit sal groei in geloof, dat ons sterk sal wees, gee ons krag deur die Gees om te doen wat ons moet doen, sodat ons hoe langer en hoe meer u naam sal verheerlik met alles wat ons doen. Ons bid die dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Goed. So, ons is besig om teen 'n stywe pas deur Openbaring te beweeg, soos julle seker al agtergekom het. Hier begin ons nou by die tweede gedeelte van hoofstuk 1, maar ek vermoed ons gaan vinniger gaan as ons nou eers deur hierdie eerste 2 hoofstukke is. So, die opskrif hier, so Jesus verskyn aan Johannes op Patmos, bevel om te skryf wat hy sien en dit te stuur aan die 7 gemeentes. So daar kry mense baie mooi konteks. Dis Jesus wat aan Johannes verskyn terwyl Johannes op die eiland Patmos is. Onthou wat ek laas gesê het en ons sien dit hier ook in die teks. Dit gaan nie goed met Johannes nie. Hy's 'n banneling, hy's op 'n eiland. Dit is nie lekker daar nie en dit moes ook baie frustrerend gewees het om daar te wees, maar hy's daar ter wille van die woord van Christus wat hy versprei, die goeie nuus, die evangelie. En hy moet geduldig wees in dit, soos wat ons sien hier, so hy's 'n deelgenoot in die verdrukking en die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus. So daar kan ons al klaar baie leer van wat dit beteken om kerk te wees, wat dit beteken om Christen te wees, wat dit beteken om die evangelie te verkondig. In die eerste plek gaan jy verdruk word en daar gaan deelgenote in verdrukking wees. Nou, dit is 'n baie goeie vraag wat mens kan vra. As jy nie teëstand ervaar in jou lewe op 'n geloofsvlak nie, is jy besig om van Christus te getuig. Goed, want as jy van hom getuig, gaan jy teëspoed ervaar. Jy gaan aanslae ervaar. So, daar's meer as een prediker en gelowige wat al gesê het, as jy geen
vervolging in jou lewe ervaar nie, al is dit hoe klein, moet jy gaan jou lewe oordink of jy regtig besig is om mense van Jesus te vertel. Nou met vervolging bedoel ek nou nie die ou bakleierytjies wat ons, jy weet, interkerklik en binnekerklik het en in kerkraad en al daai tipe van goed, dit is nie waarvan ek praat nie. Ek praat van na buitentoe. Is jy besig om na buitentoe te lewe? En dan gaan sekere dinge van jou waar wees. Jy gaan verdruk word, goed, en jy gaan deelgenote in verdrukking hê. So jy gaan met ander mense, ander gelowiges, gaan jy kan assosieer in die sin van jy ervaar moeite want jy is besig om die evangelie te verkondig. Ek ervaar moeite want ek is besig om die evangelie te verkondig. Baie soos wat Johannes hierso sê, ek is op Patmos, maar dis nie net ek wat moeite ervaar nie. Hy weet die gemeentes ervaar ook moeite. Reg? En dan is hulle ook saam in die koninkryk. So koninkryk beteken die plekke hier op aarde waar Christus gehoorsaam word. Reg, so dis die koninkryk van God hier op aarde. So waar daar gehoorsaamheid aan Christus is, praat ons dan van die koninkryk, en dit dan natuurlik ook lei tot verdrukking en vervolging en moeite, want mense wil dit nie aanvaar nie, en daar's twee koninkryke, daar's die koninkryk van die duisternis en daar's die koninkryk van die lig, en die twee is in oorlog met mekaar, en dit sal goed wees vir ons om net weer eens onsself daarin net weer te verdiep. Nou sien ons oorloë in die wêreld en daar's verskriklik baie oorloë in die wêreld. So die wêreld is op die oomblik in 'n peace deficit, noem hulle dit. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Daar's minder vrede in die wêreld as wat daar oorlog is. Goed, so dis nie net Oekraïne en Rusland wat aan mekaar aan die gang is nie. Goed, so as jy gaan kyk na wat tegnies 'n oorlog beskryf, is daar baie mense wat sê die oorgrote meerderheid van die wêreld verkeer tans in oorlog. Op een of ander manier. Goed, onthou oorlog is nogal 'n breë definisie. Mense sou kon sê met die sterftes per dag in Suid-Afrika dat ons ook in 'n tipe van 'n oorlog verkeer. Reg, so daar's bitter min vrede, maar die duisternis, die koninkryk van die duisternis duld nie die koninkryk van die lig nie. So daai verdrukking, daai swaar kry, wat jy nodig het, gaan dan hand aan hand met die koninkryk. Natuurlik ons koninkrykswet is dan gebaseer op 10 gebooie, hoe ons lewe in 'n dankbaarheidslewe en hoe ons dan ook ons lig in die wêreld laat skyn. Goed, dan die lydsaamheid. So die lydsaamheid, om lydsaam te wees, is om geduldig te wees, is om te wag. Waarop wag ons? Ons wag op die wederkoms van Christus. So dit is die Johannes sê hierso is wat ons as kerk half konstitueer. Ons kry swaar, ons is deel van die koninkryk en ons werk aan die koninkryk en ons is geduldig. En dan sê hy die lydsaamheid van Jesus Christus, want Jesus is natuurlik ook besig om te wag, né? Hy wag om weer te kom. Ons moet ook nooit vergeet dat dit wat op die wêreld afspeel en die gebrokenheid en die stikkend van die wêreld, dat dit net hier 'n impak het nie. Dit wat in die wêreld afspeel, dit reik tot in die hemel. Die ongeregtigheid van wat op aarde plaasvind, reik tot in die troonkamer van God in die hemel. En hy duld dit nie. En hy is nie tevrede daarmee nie. Dis hoekom Christus betaal het, eerstens, vir die uitverkore kinders van God se sondes. Die sondes wat ons pleeg, is voorbetaal. Dit wat ons verkeerd doen ook, is nie vir God aanvaarbaar of aanneemlik nie, maar ons is skoongewas deur die bloed van Christus. Maar as mens dan byvoorbeeld dink aan die beginsel van die bloedvergieting van 'n mens, as mens dink aan die dood van Abel, maar dan meer spesifiek aan Texas Genesis 9, dat tot op die laaste dag sal wanneer bloed op die aarde vergiet word, vandag ook nog, almal wat vandag vermoor word, daai bloed roep uit, die grond roep uit tot God. Gaan lees maar Genesis 9. Dis nie net Abel se bloed wat die aarde laat uitroep het nie. Die aarde roep uit na God en sê, hier word op my moord gepleeg, hier word op my vernietiging gesaai. Hoe lank nog? Onthou, die skepping wag ook met verlange. Diere kry ook swaar, mense kry ook swaar, maar dit is ook glad nie hoe God dinge op die aarde wil hê nie.
want dis ongeregtigheid en God duld nie die ongeregtigheid nie. Hy is geduldig daarmee om hulle wat ongeregtigheid pleeg, se ongeregtigheid te laat vol word, die koppie van hulle ongeregtigheid, ook soos die Amorite in die Ou Testament wat die Here vir Abraham sê, jou nageslag gaan in slawerny wees vir so lang tydperk. Daar's 'n debat, nou, jy weet, daar's 'n debat oor, was dit presies nou 430 jaar en alles. Vir so lang tydperk gaan jou nageslag slawe wees in Egipte. Hoekom was daai tydperk so vasgemaak? Het enigiemand 'n idee? Want die ongeregtigheid van die Amorite moet vol word. So God sê, julle gaan in slawerny wees, jou nageslag gaan in slawerny wees, totdat 'n heidenvolk soveel boosheid gepleeg het, dat ek besluit, hulle is nou reg om gestraf te word. Ek wil hulle, ek hou so min van hulle, dat ek wil so groot straf op hulle voltrek, dat hulle gaan vir 430 jaar gaan hulle net boosheid doen. En dan gaan ek hulle straf. So, mens moet onthou, daar is 2 nasies ter sprake met die slawerny van Israel en Egipte. So op dieselfde manier, hierdie swaar kry en lydsaamheid en alles van die kerk, bly nie ongesiens nie. Want deel van die swaar kry van die kerk, en as mens ook gaan lees kontekstueel in die tyd van Johannes toe Openbaring geskryf is, baie Christene se bloed is vergiet. So baie Christene se bloed het gemaak dat die aarde tot God roep en sê, hier's bloedvergieting wat op my plaasvind. Hierdie is ongeregtigheid. So, dit is nie asof die swaar kry van die kerk net beperk bly tot hier op aarde nie. Daar's 'n kosmiese, as mens dit so kan sê, outrage, nie net oor die ongeregtigheid oor die algemeen nie, maar spesifiek dan ook ongeregtigheid wat gerig is op die uitverkore kinders van God. En daar gaan betaal word vir dit. Reg. Maar nou hierdie hele inleiding, onthou ons het nou met die vorige gedeelte gehoor, God is ewig en God is almagtig en God is buite alle dinge en als. Maar nou hier word dit weer beklemtoon. As 'n mens hierdie net sou lees en mens sou die perspektief gehad het dat Johannes in hierdie situasie is en die kerk in sy breë, groote geheel in hierdie situasie is van verdrukking en lydsaamheid, omdat hulle deel is van die koninkryk en werk in die koninkryk, en Christus het nie uit die dode opgestaan nie, dan was dit hopeloos. Dan was daar geen hoop van enige aard gewees nie. Want dan is jy besig om al hierdie verskriklike en moeilike dinge te ervaar vir niks. Vir wat sal enige mens by sy regte, semi-regte in sondegevalle verstand? Vir wat sal enige mens al hierdie dinge deurgaan? Somme net vir somme. Goed, nou mens kry mense wat daarvan hou om hulle seer te maak en swaar te kry en alles, maar eintlik put hulle vreugde daaruit. Nou, die hele punt is, Johannes put nie vreugde hier uit nie. Nou, so dis nie een of ander twisted verdraaiing van jy weet, in sondegevalle dopamine rush nie. Dit hierdie gaan regtig daaroor, as jy nie 'n hoop op ewigheid het nie, as jy nie 'n trooster het nie, as jy nie een het wat sterker is as al hierdie dinge nie, dan help dit jou niks dat jy deur hierdie ervarings gaan. Goed, en dan moet ons onsself ook weer eens opskerp, dat ons nou met die volgende gedeelte wat ons lees, dat ons net regtig gaan kyk, is ons so ingestel teenoor ons bestaan hier op aarde, en dit wat ons hier op aarde doen, is ons so ingestel op hierdie dinge, dat ons daai perspektief het. Ja, ek gaan nou uit om Christus te verkondig. 1 + 1 is gelyk aan 2. So as ek Christus verkondig, gaan ek teekanting ervaar. En vir my as persoon, wanneer ek daai teekanting kry, dit gaan nie lekker wees nie. Gaan regtig nie pret wees nie. Want ons as mense hou nie daarvan nie. Konflik is nie lekker nie. Ek persoonlik haat konflik. Ok, ek haat dit. Ek kan dit nie hanteer nie. En jy weet, ek dink vir baie mense dink dalk ek hou van konflik, want ek kan nogal
jy weet, 'n fight pick as ek moet. Maar ek haat konflik. Dis moontlik die ding in die lewe wat ek die meeste haat. Net om te voel dat ek iemand ongelukkig gemaak het of iemand is ongelukkig met my. Ek kan dit nie hanteer. Maar op die einde, en ek dink daar's baie sulke mense as ons eerlik is nie. Nou, konflik is nie lekker nie. Dis nie aangenaam nie. Nou gaan soek ons dit. Want nou sê ons 'n oorlog aan. Hoekom is ons nie besig om guns vas te hou in Oekraïne op die oomblik nie, julle? Want ons wil nie daar wees nie. Is nie lekker daar nie. Goed. Op dieselfde manier is geestelike oorlogvoering moeilik. So wat doen ons? Meestal sal ons terugduins van dit. Ons sal meestal wegbly, want dit maak my lewe ongemaklik. Maar as jy oorlog toe gaan en jy weet die oorlog is klaar gewen en jy weet die een vir wie, namens wie jy die oorlog veg, die een wat vir jou die bevel gee om die oorlog te veg, het self die oorlog geveg en hy het oorwin, dan sit 'n bietjie 'n ander prentjie. As jy kan sê, ja, ek word verstoot, ja, ek word verwerp, ja, mense praat lelik van my, maar hulle het dieselfde met Jesus gedoen. Okay. Iemand het hierdie week met my gepraat. Ek dink ek kan wel die voorbeeld gebruik. Dinge maak die persoon ongelukkig. Ja, die persoon doen regtig baie in die koninkryk van die Here en werk hard en alles. En toe praat die persoon met my en sê ek gaan net 'n breek vat. Ek kan nie meer nie. Dit is nou te veel, ek gaan net 'n breek vat en alles. En toe sê ek, weet jy, ek ken die gevoel, ek ken die ervaring en alles. Toe sê ek maar, weet, Jesus het natuurlik 'n popularity contest gewen en dis hoekom hulle hom aan die kruis opgespijker het. Nou, want hulle het so baie van hom gehou, hulle het hom sommer doodgemaak. Toe sê sy, ag maar nou net op om die waarheid te praat. Ek sal aangaan. En dis maar op die einde van die dag die waarheid, né? Soos hy het nie 'n popularity contest gewen nie. En hy was waarlik mens soos ons. So hy het ook die verdrukking ervaar. Ek is oortuig daarvan. Jesus het met alle respek gesê, nie altyd met vreugde en blydskap in sy hart na die tempel toe gestap nie. Want hy het geweet, hier kom die klomp fariseërs en sadiseërs, wil jy nie goed, los hom nie uit nie. En dis die heeltyd vra, en dis die heeltyd alles, en al wat hy wil doen is vir mense die goeie nuus vertel, dat hy die een is wat verlossing bring, en hulle Hanna met twisvragies. Dink julle dit was lekker? Dink julle hy het vervuld uit die tempel uitgestap en gesê, yes, dit was nou weer 'n positiewe opbouende ervaring, met alle respek gesê, maar mens lees in die evangelies, dit was nie. En dit was vir hom so erg dat hy nagte deur gebid het. Ek het 'n keer, het ek vir iemand gesê, jy weet, dit gaan regtig swaar met my, ek sukkel regtig. Toe sê hy vir my, goed, dan jy ook al seker 'n nag deur gebid, né? Dit is nie, ja. The usual, jy weet, vinnige gebedjie in die aand, toe sê hy wel, dan gaan dit nie sleg met jou nie. Okay, dit my baie getref. Intussen het ek nog nie 'n nag deur gebid nie, so het nog nie so sleg met my gegaan nie. Okay. Ek is nog nie so geplaag gewees met dinge, dat ek 'n nag deur gebid het nie. Goed, so, kom ons beweeg aan. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n bassein. So, Johannes is in die gees, dit is glad nie 'n vreemde ding wat hier gebeur nie. Dit is iets wat ons nogal gereeld lees elders in die skrif, dat profete, wat apokaliptiese openbaringsliteratuur, onthou Apocalypse is maar openbaringsliteratuur of ietsie soos dit ontvang, dat hulle in die gees is, die gees, jy weet, werk met hulle, 'n tipe van nie hier bewustelik noodwendig op die aarde nie, ons weet nie presies nie. En dan hoor hy 'n groot stem op die dag van die Here. Nou, wat is die dag van die Here? Julle amper mis ek daai belangrike een, is die opstandingsdag van Christus. En dit is een van die tekste wat ons gebruik om te sê dat ons op die eerste dag van die week erediens hou en ons dag van rus inrig. Die van ons wat kan rus op 'n rusdag wat nie 5 kleinkinders het wat in die huis rondhardloop en reggemaak moet word vir kerk nie.
Okay, ek sal eendag as my kinders groot is. Ook gehad, Ja, meeste van ons. ook gehad. Ja, so maar daai tydperk is ek seker baie van julle sal saamstem. Jy partykeer wonder jy regtig op die dag van die Here en dit sal mooi wees as ons bietjie begin praat van die dag van die Here in plaas van Sondag, maar die Engelse doen dit nogal. As ons op die Lord's Day, jy weet, partykeer wonder ek soos waar moes ek nou vandag nou rustig geraak het want nou wonder ek of die skool maar nie net partykeer op 'n Sondag kan oop wees dat jy weet, dat ons 'n bietjie kan fokus nie, maar in elk geval. Goed, so op die dag van die Here is die opstandingsdag van Christus, hoor hy 'n groot stem soos van 'n bassein. So begin ons hierso hierdie vergelykende taal kry, soos van 'n bassein. Dit was nie 'n bassein nie, soos van 'n bassein. So die lesers, oorspronklike lesers, sou geweet het hoe hard 'n bassein is. Nou vir interessantheid in moderne konteks, as jy in 'n simfonieorkes speel, julle weet nou wat 'n simfonieorkes is, jy luister nou Beethoven se 5de simfonie en jy is die arme violis wat voor die brass section sit. Julle weet wat die brass sections is? As daai brass section blaas, né, dan sit soos om langs 'n Boeing se engine te staan wanneer hy opstyg. Dis hoe hard, dis hoeveel decibels dit amper is. Okay, so dis hoekom musikante baie keer so skies, jy weet hulle draai so die oortjie want dis baie hard. So 'n bassein was bekend geweest, baie hard, 'n baie harde geluid, jy kan dit nie ignoreer nie. Reg. So nou is hy daar sê en dan die stem soos die bassein wat sê: Ek is die Alfa en die Omega. Goed, nou die een wat praat stel homself nou bekend. Ek is die Alfa en die Omega. Nie ek is 'n Alfa en 'n Omega nie, ek is die Alfa en die Omega. Hier praat God met jou, Johannes. Op die inleiding sien ons het ons dit meer as een keer gehoor. Ek is die Alfa en die Omega. Nou weer eens wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en laaste. Godheid word beklemtoon. So nou ewe skielik slaap my so half 'n sig van verligting want Johannes wat nou in die verdrukking is en wat moeite het en op Patmos is, wel, as jy nou op Patmos moet wees vir die skepper van die heelal om met jou te praat, dan wees jy maar op Patmos, nou. So ewe skielik is dinge nie meer so sleg nie. Want Patmos het ewe skielik amper die beste plek op die aarde geword. Want hier is God met Johannes. En verheerlikte Christus is hierso en hy praat direk met Johannes. Dis 'n baie groot voorreg. Soos wat dit is as ons nou uit die woord uitlees, want dit is Christus wat met ons praat. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes. Reg, belangrike opdrag, ek net 'n stukkie koffie vat. Terwyl jy koppie vat. Hoekom staan dit nie in die 2020 vertaling? Ek is die Alfa en die Omega. Wat staan daar in die 2020? Niks. Soos Baie die van 'n hartseer. bassein, soos die van 'n bassein gehoor wat sê skryf wat jy sien in 'n boekrol en stuur dit aan die 7 gemeentes. Ons kyk gou. Laat ek net gou kyk hier so julle. Enige ander vertalings? Ons kyk gou, so dit is Openbaring. Gee my gou daai speks daar ook. 1 vers 1 vers 11. 1 vers 11. Nee, dit staan in die Grieks, hoor. Ja, dit staan in die Grieks. Alright, so dis daar. So Grieks, ja, maar hierdie is Grieks. Hierdie is Afrikaans. Hoekom staan hulle daar nie? Oom, vra hulle asseblief. Want dit moet daar staan. Slim as jy sulke goed vra. Ek weet, dis hoekom ek my nou mooi stil gaan gedra het, Okay. voordat ek nou in die moeilikheid kom. Okay, nee, ek het my bedenkinge oor die 2020 vertaling, maar dis nou maar waar dit bly staan. Goed. Reg, is oom tevrede? Maar dis 'n fout, want dit staan in die oorspronklike Grieks. Reg, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes. So daai skryf dit in 'n boek. Skryf wat jy sien in 'n boek. Nou, dit moet ons nou baie mooi onthou, want dit gaan baie belangrik wees vir die res van die studie wat ons in Openbaring gaan maak. Skryf wat jy sien in 'n boek. Nou, sê nou maar, julle almal moet nou
huis toe gaan en oom Ferdi se vraag nou net in 2 paragrawe nie meer as 100 woorde nie beskryf, dan gaan ek nou 'n klomp verskillende opstelletjies kry, né? Want almal sien oom Ferdi anders en almal het anders gehoor en almal interpreteer anders. So nou moet ons onthou wanneer Johannes hierdie opdrag kry, ek bedoel niks lelik met dit nie, hoor ook. Anders raak ons 'n konfrontasie. So wat ons dan hierso kry is, Johannes moet dit wat hy sien neerskryf. So Johannes gaan fisies goed sien. En nou moet hy woorde kies en hy moet dit neerskryf. Goed. So mense het so half daai telefoontjie effek, né? So presies hoe dit gelyk het wat hy gesien het. En presies wat hy gesien het. Ons lees Johannes se weergawe. En dis hoekom ons so baie beeldspraak en simboliek en sulke goed in Openbaring kry. Reg? Want Johannes moet nou hierdie moeilike taak doen. Wat presies het ek nou gesien? En dis baie interessant. Ek weet nie, maar ons sou besmoontlik historiese bewyse gehad het, as daar in die tyd van Johannes toe hy Openbaring geskryf het, regte drake bestaan het. Maar ek twyfel of dat regte drake bestaan het. So hy sien hierdie draak, en dan moet hy hierdie ding beskryf. So dit is die beste manier wat hy het kan beskryf, draak, soos wat hulle daai tyd drake moontlik in mitologie en goeters geken en verstaan het. So ons moet nie te veel probeer om nou, jy weet die presies hoe dit nou gelyk, te probeer kry nie. Ons moet besef, Johannes beskryf vir ons iets in gewone taal, wat net hoe menslike openbaring was. So dis ook hoekom 'n mens versigtig moet omgaan met Openbaring, dat jy nie te veel maak van al die in hakies misterieuse goed nie. Jy moet nie te veel maak van dit nie, want dit is op die einde van die dag deur die Heilige Gees geïnspireer wel, maar Johannes se poging om 'n visuele beeld in woorde om te sit. En God is tevrede met dit, want dit word so neergeskryf. Maar daar's baie dinge wat 'n mens net gaan soos, ons gaan nooit regtig alles weet wat in Openbaring staan nie. En daar staan ook baie keer, né? Hierdie is 'n misterie, hierdie gaan jy nie heeltemal verstaan nie, of hierdie bly verborge, en daar selfs dinge in Openbaring wat Johannes sien, en dan word daar vir hom gesê, moenie dit neerskryf nie. Okay, so dis nie 'n wetenskap handboek nie. Reg, wel, dit is maar nie op daai manier nie. Goed, so nou moet hy dit skryf, en nou sien ons, dit is gerig aan gemeentes wat in Asië is, Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ons gaan hulle later weer ontmoet in Openbaring 2, so hierdie spesifiek dan, hy het dan meer spesifiek te doen met die briewe wat vir die gemeentes geskryf word, maar dan die res van Openbaring natuurlik is ook bedoel vir die gemeentes. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. So dis interessante tyd verloop daai, want daar word 'n hele gedeelte gesê voordat Johannes omdraai. Goed, ek dink daar was ook 'n oomblik van oorweldiging gewees. Want daar's hierdie verskriklike harde stem, en hy, as daar gesê word Alpha en Omega, dan besef hy God praat met hom. En dan draai hy om. En dan sien hy watter stem met hom gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. So dis die eerste ding wat hy sien, is hy sien 7 goue kandelaars, of hulle in die lug hang, of hulle op die grond staan, dit weet ons nie. Verstaan, daar's baie inligting wat uitgelaat word, en ons hoef nie daai inligting te hê nie. En tussen die 7 goue kandelaars, een soos die seun van 'n mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. So nou sien mense die 7 kandelaars, dis die eerste ding wat Johannes sien, en dan in die middel van die kandelaars, sien Johannes 1, soos die seun van 'n mens. Nou weet ons, dit praat van Christus, en dis ook Ou-testamentiese taal, spesifiek Jesegiel dan, en ander plekke, maar een soos die seun van 'n mens, dis Christus hierdie.
So, nou spesifiek weet ons met wie van die drie eenheid ons te doen het. Maar, wat baie belangrik is die konteks, né? Ek staan hier en praat, en daar's 'n rede vir dit, en hier sit mense en luister en daar's 'n rede vir dit. Ek sit nie daar en julle almal staan hier en praat nie. Ons kan dit probeer 'n keer, maar dit gaan nou nie heeltemal goed gaan nie. So wat probeer ek nou verduidelik? Daar's daai konteks. Een soos die seun van 'n mens tussen 7 kandelaars. En daar's nou net 7 gemeentes genoem. So nou begin mense kop 'n bietjie draai. En dan staan een soos 'n seun van 'n mens, ons gaan later weer 'n bietjie van dit raak lees, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang. So hy het 'n kleed aan, en dit hang tot op sy voete. Nou dit is nogal 'n teenstelling met byvoorbeeld die vorige groot beeld, groot prent wat ons van Christus gehad het, en dit is naak aan 'n kruishout. Goed, nou die ou Katolieke, en ek en Caroline kom nogal gereeld in Katolieke kerke en goeters. Die ou Katolieke is baie beleefd, jy weet, daar's altyd 'n ou lappie. Dis nie hoe Jesus gekruisig was nie. Verstaan, dit is verkeerd. Hy was naak gewees, hulle het hom uitgetrek en sy klere gedobbel, maar nou het hy 'n kleed aan wat tot op die voete hang en hy's gegord om die bors met 'n goue gordel. So daai kleed, onmiddellik dink 'n mens aan 'n hoëpriester of 'n koning. Goed, onthou julle ons het laas gelees, ek het nou die dag ek net gekyk, my kop is deurmekaar, want ek het nou die dag oor hierdie gedeelte het ek by 'n konferensie gepraat. Ons het laas gepraat oor daai gedeelte dat hy sê dat hy ons 'n priesters en konings gaan maak, né? Het ons daar gepraat? Ja. Goed, so daarso sien 'n mens daai kleed, ek sien dit nou nie dadelik raak nie, maar daai kleed verteenwoordig dan 'n priester en koning, soos wat ons laas keer behandel het, so dit is dan waarskynlik vroeër. Vers 6, 1 vers 6, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. So die koning en priester, die een soos die seun van 'n mens, lyk dan ook soos 'n koning en priester. Want hy is die groot koning en priester. Reg, en hy is hierso besig om te praat dinge wat in die toekoms gaan gebeur. So wat is hy ook? Hy's 'n profeet. Die groot profeet. Profeet groter as Moses. Reg. Dan goue gordel, dis koninklik, dit is priesterlik, sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. So een soos 'n seun van 'n mens met hoof en hare wat wit soos wol en soos sneeu is. Dit kom voor in of Esegiel of Daniël, julle. Ek het dit nou gou probeer soek, ek het dit nie gevind nie, maar dit kom in een van daai twee boeke voor, so dis nie die eerste keer wat een soos 'n seun van 'n mens met wit hare beskryf word nie. Ek vermoed dit is in Daniël. En sy oë soos 'n vuurvlam, skus. Daniël 7 vers 9. Daniël 7, baie dankie Tannie. Is dit 'n kruisverwysing in die Bybel? Ja. Okay, so die actual kruisverwysing is in die Bybel, so jy kan hom baie maklik vind. Goed, en dan sien 'n mens sy oë soos 'n vuurvlam. So wit, soos wol, soos sneeu, hoof en hare, dis natuurlik reinheid, skoonheid. Daar's weer eens 'n baie interessante ander koneksie wat mens kan maak. So, as mens gaan lees, Numeri 6, dink ek, of 9. Een van die twee, ek mix dit altyd op, ek is bietjie nommer dysleksies. Op die einde van die dag, die interessante ding van Nasireer, en ons het met die Pentateeg storie bietjie daar gepraat, is dat die Nasireer kan iets doen wat nie eers die hoëpriester kan doen. So as 'n Nasireer sy Nasireerskap volëindig het, dan kan hy van sy eie hare self op die altaar verbrand. Nie eers 'n priester mag dit doen nie. Nie eers die hoëpriester mag iets van homself op die altaar verbrand nie. Nou, Tabitha sal bietjie meer vir ons van dit kan vertel, maar jou hare vertel jou geskiedenis.
jou hare sê verskriklik baie van jou lyf. Soos hy het my laas vertel, daar's nuwe allergietoetse wat hulle tot 2000 allergieë akkuraat net uit jou hare uit kan toets. Jou hare vertel verskriklik baie. Goed, so die snor wat ek laas gehad het, as ek dit nou na 'n dokter toe gevat het, dan sou hulle kon sê, hierso het hy boerewors geëet en daar het hy luischippies geëet en daar het hy kaaskrulle geëet en daar het hy 'n broodjie geëet. Want hy hou mos al die flavours. Nou verder. Ja? In elk geval. Goed. So dit hou die geskiedenis. Jou hare hou jou geskiedenis. So is baie interessant dan as 'n nasireer begin, wat doen hy? Sny al sy hare af. En as hy dan in die tyd van sy nasireerskap een van daai regulasies oortree, wat moet hy doen? Hy moet weer sy hare afsny. Maar as hy dit nie oortree nie, wat doen hy aan die einde? Hy sny dit af en hy gaan brand dit op die altaar van God. So basies wat dan wat gesê word is ek verbrand hierdie tydperk. Ek wy die tydperk wat ek myself aan God gewy het, sit ek op die altaar en ek brand dit. Dis verskriklik mooi. So as jy nou, maybe it's a bit far-fetched, maar ek hou van dit. As jy dan dink, hare so wit soos sneeu, rein. Dit dui vir my bietjie op die nasireer idee. En dat hy's absoluut rein, van binne tot buite, is hierdie een wat is soos die seun van die mens is. Sy hare is wit soos wol, soos sneeu. En dan sy oë soos 'n vuurvlam, jy kan nie daai oë ontkom nie. Daai oë brand deur alles, daai oë kyk deur alles, daai oë sien alles. Goed, jy niks en niemand kan wegkom van hierdie oë af nie. Reg, belangrik, soos 'n vuurvlam, né? Dis nou weer Johannes wat nou probeer. Ek dink nie daar's 'n vuurvlam wat hierdie oë sou kon ewenaar nie. Want dis die naaste wat Johannes kan kom, soos 'n vuurvlam, hierdie oë. Reg? En dan sy voete soos blink koper, natuurlik is daar nou weer kruisverwysings wat 'n mens sou kon doen. Wat soos blink koper wat gloei in 'n oond. As mens nou weer eens net terugdink, dis weer eens nie 'n vreemde gedagte nie, want Daniël sy visioen van die groot standbeeld op die einde van die dag, voete van yster en klei beteken, hierdie ding is swak. Hy staan nie op 'n stewige fundament nie. Wanneer Christus voete het, soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, daai is goeie voete. Hy staan stewig. Daai is nie voete wat die res van die lyf laat gaan tuimel nie. Goed. En dan, dit sal mens ook weer in Daniël kan raak lees. Op 'n ander plek kyk maar na julle kruisverwysings en sy stem is soos die stem van baie waters. Weereens sal 'n mens daar kruisverwysing kan kry. As julle nie regkom nie, laat weet my, dan sal ek net gou 'n dingetjie saamstel en vir julle post een of ander tyd. Goed. So, dit is dan hoe Christus beskryf word. So hierso sien ons 'n absolute koninklike, majesteitelike, groot, almagtige seun van die mens. God en mens. Verheerlikte liggaam. 'n Verheerlikte liggaam wat in staat is om alle mag en krag in die hemel en op die aarde nie net te ontvang nie, maar te gebruik. So, as dit jou generaal is, as dit jou koning is, wat jou oppas op die slagveld, dan is jy okay. Dan is jy okay. Dan kan mense jou maar bietjie spot, dan kan mense jou maar bietjie uit die familie uitstoot, of mense kan dalk nie van jou hou nie, want as hierdie een van jou hou, dan is jy okay. Dis wat saak maak. Okay, ek's liewers in die seun van die mens, een soos die seun van die mens, wat hier beskryf word, ek's liewers in sy goeie boekies. Jy wil nie teen hierdie ingaan nie. Jy wil nie daai kans vat nie. En tog doen ons. En dis dan 'n groot troos natuurlik vir kerke wat in die verdrukking is en in sy koninkryk moet werk en wat geduldig moet wag op hom en geduldig moet voortgaan met hulle werk. Dis 'n verskriklike troos. En dis so 'n teenstelling met die mal Romeinse keisers wat dink hulle is gode. En
how can you beat this? Jy kan nie. Goed, so daar's 'n groot troos dan vir die kerk in dit, maar dit gaan verder. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. So nou sien ons kandelare. Ons sien hierdie een soos 'n seun van 'n mens, wonderlik, majesteitlik. En dan het hy in sy hande, in sy regterhand het hy 7 sterre. Goed, ons gaan later leer wat die 7 sterre is, maar nou, met al daai mag en krag, met al daai majesteit en alles, het hy iets in sy hand. Nou moet jy dadelik vra, maar wat is nou belangrik genoeg om in hierdie hand te wees? Hoe kan jy in daai hand wees, sonder om vernietig te word? Hoe kan jy in daai hand wees, sonder dat jy net vergaan? Maar in daai hand word jy actually in stand gehou. En dit is nie moontlik nie, dit is die veiligste plek in die heelal, is om in daai hand te wees. Dink 'n bietjie daaraan, maar ons gaan later by dit kom, maar ek seker julle ken die antwoord. En dan 'n skerp tweesydige swaard het uit sy mond uitgegaan. Reg. So daar is dan 'n baie belangrike ding, en Calvin en Luther is baie mooi hoor. So 'n skerp tweesydige swaard het uit sy mond uitgegaan. So daai gaan oor die woord wat uit die mond uitgaan, en dan sal 'n mens later ook sien, dis baie funny, maar dis later in Openbaring gaan ons sien, soos nou is daar die leermag, wat nou saam met Christus gaan veg. Die leermag trek op om nou teen die bose te gaan baklei. En dan, hulle hoef niks te doen nie, wat doen Jesus? Hy vernietig die vyand met die asem uit sy mond uit. Die most useless army ooit. Goed, want hulle almal gaan op en ons gaan nou baklei, en dan kom Christus en dan vernietig hy die vyand met die asem uit sy mond uit, en dan draai almal om en dan gaan nou hulle bruilofsmaal. Dan sit groot partytjie tyd. Waarna ons almal mag uitsien, yes. Dit nog al 'n paar keer gebeur in die Ou Testament ook. Ja. Ek meen waar die haal Ja, dit is net soos as die Here oorlog voer, dan kan jy nou maar net eintlik jou kampstoel saamvat en gaan sit. En dis eintlik wat die Israeliete moes gedoen het. Verstaan? Dis eintlik wat hulle moes gedoen het. Okay, ons gaan oorlog maak teen die vyande van die Here. Okay, ons gaan nou maar stap en dan gaan ons kyk hoe hy hulle oorwin, en dan gaan ons teruggaan en dan gaan ons fees vier, want God het ons vyande oorwin. Dit is God se manier van oorlog voer. Dis hoekom dit ook nie so belangrik was dat hulle vreeslike wapens gehad. Nee. Dis hoekom hulle nie perde mog hê nie. Onthou, hulle mog nie. As jy kyk na die wet van die koning in Deuteronomium 18, koning mog nie perde gehad het nie. Want dit is dan obvious, die Israeliete moes met hulle voete stap. En daar staan strydwaans en perde en groot weermag en al daai goed, hier op hulle voete en hulle stap. Nou, dit is dwaas, as jy net op jou eie mag vertrou. Maar hulle sou die oorlog gewen het. Maar wat is die uiteinde dan daarvan? As enige iemand gesê het, ons Israeliete het die oorlog gewen, sê, kom nou, jy was daar, ons het eers perde of strydwaans gehad nie. En dis eintlik die doel van dit. So, nou het die swaard uit die mond van Christus, maar dan Salomo breek al daai reëls, né? Salomo gaan breek elkeen van die wette wat God vir 'n koning instel. So, en dis dan deel van waar dinge net heeltemal suid begin gaan vir Israel. So, dis hier die koning en die swaard uit sy mond uit. So, dis die woord. Nou, dit kan dui op verskillende goed, maar dit eintlik gaan dit daaroor, dit is waarmee Christus veg. So, interessant, uit sy mond uit om 'n swaard. Dis waarmee Christus veg. Dit is ons wapen as navolgelinge van Christus. Nie swaarde nie, nie baklei nie, nie vuisslae nie. En ons gaan later ook in Openbaring sien, as ons die bose die stryd aansê, hoe vernietig ons boosheid hier op aarde? Deur te praat. Dit is hoe Christene baklei. Dit is ons wapen. En dis nie 'n bietjie wapen nie, dit is die wapen. Dit is die wapen wat die bose vernietig. Ons gaan dit later lees. Dit is hoe ons goddeloosheid beperk, dit is hoe ons die bose verslaan. 'n Christen
wat met woorde praat teen dit wat verkeerd is die magtigste wapen op aarde, want dit het ewigheidsimplikasies. Gaan dink 'n bietjie daar, maar ons gaan later in Openbaring weer by dit kom. So daai swaard kom uit. So vir my is dit al die maniere waarop dit manifesteer. Die woordverkondiging van 'n preekstoel af. Dit wat ons nou hierso mee besig is. Katekisasie, hoe ons praat met mekaar in families, et cetera. Hoe ons praat met mense met wie ons net elke dag te doen het. Waarvoor gebruik ons monde? Party van ons is geseën daarmee dat ons stil mense is. Ek wens ek was een van hulle gewees. Want ons pratertjies, het regtig dit nie maklik nie. 'n Christen wat hou van praat, is ek weet nie, soos 'n grasnyer met jet fuel in. Dit is net te veel effektief en jou kans op sonde is net soveel groter. OK, goed, so, maar dit daar gelaat. En dan, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Nou moet ons ook, Johannes het nou by 'n lesenaar gesit en dig nou, wat het hy, ek dink daai was ongelukkig. Ek dink Johannes het omgedraai, hy het gesien en hy het geval. Maar dit het so indruk gemaak op hom, dat hy natuurlik ook gelei deur die Gees het onthou wat hy gesien het. Maar ek dink nie, hy het eers gestaan en kyk en staar en hierdie beeld moes 'n onmiddellike reaksie gehad het. Ek het geen twyfel daaraan nie. En hy het sy regterhand op my gelê. Dis treffend, né? So hy het sy regterhand op my gelê. En daar sien mens die menslikheid. So ewe skielik is daar weer hierdie besonderse menslikheid van hierdie besonderse een soos seun van die mens wat ons nou net beskryf gesien het, en hy kom na Johannes toe en hy troos hom. Hy sit sy hand op sy skouer en hy troos hom. Dink 'n bietjie daaraan. Gaan sit 'n bietjie in julle stoele en dink daaroor. Wat beteken dit vir ons as navolgelinge van Christus? Ja, aan die een kant, daar is hy. Koninklik, priesterlik, sterre in sy hand, maar ook sy hand op ons skouer om ons te troos, wanneer ons hom vrees. Wat sê hy dan? Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Goed, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Nou, daai een wat daar beskryf word, how is it even possible dat 'n wese met daai beskrywing aan Johannes kan raak en Johannes spontaneously verander nie en niks nie? Hoekom nie? Want Johannes is een van syne. Hy het daai mag en daai krag en daai oorwinning en alles gekry ter wille van Johannes en die kerk. Ter wille van ons. Ons kan bly bestaan, want hy het ons skoon gewas. Dit is besonder mooi. So gaan lees daai beskrywinge wat Christus van homself sê, en dink aan elkeen van hulle. Dit is so maklik vir ons om net daar te lees wat ons ken dit, maar ek is die eerste en die laaste, is weer die alfa en die omega beginsel. En die lewende, nou daar is nie net soos net bietjie lewend nie, maar die lewende, die oorsprong van alle lewe, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. So wat het gebeur? Hier word weer eens bevestig, Christus het die dood oorwin, hy het opgestaan uit die dood. Jou verdrukking en jou werk in die koninkryk en jou lydsaamheid is nie verniet nie. Dit is nie hopeloos soos wat dit sou gewees het as ek nie uit die dood uit opgestaan het nie. Hier is ek het die dood oorwin, ek het uit die dood uit opgestaan. Al die dinge wat met jou gebeur het waarde. Al die dinge wat met jou gebeur, kan jy weet dat ek leef en ek bestaan. En dan staan daar, en ek leef tot in al die ewigheid, so weer eens die ewige lewe beginsel daar, en ek het die sleutels van die doodryk en die dood. So, Christus kan besluit wie gaan ewig by God wees en wie gaan ewig in die hel wees. Goed. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur. So daar weer eens word
Christus deur homself as profeet bevestig, want hy gaan toekomstige dinge nou bekend maak. En dan kom daar iets baie mooi in vers 20, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. So Johannes het tot op hierdie punt nie geweet wat daai beteken nie, onthou dit. So Johannes het dit gesien, en hy het die magtige wese gesien, een soos die seun van 'n mens, onthou dit, Christus lyk soos 'n mens, en dan gaan hy nou die hele prentjie verstaan. Die 7 kandelare en die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Nou, daar is nie 'n supernatural being nie, engel kan ook boodskapper beteken, dit is die predikers van die 7 gemeentes, hulle wat die woord aan die gemeentes verkondig is, in die hand van Christus. Verskriklik mooi, né? As mens daaraan dink. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So, uit alle dinge wat hierdie indrukwekkende, magtige prent nog sou kon gehad het, is dit slegs Christus, 7 kandelaars en 7 sterre. Dit is wat saak maak. Dit is wat Johannes moes gesien het op hierdie punt. Hulle wat die woord aan die gemeentes verkondig in die hand van Christus en die 7 gemeentes met Christus tussen hulle. In hulle middel. Dis waar hy is. En dit is vir ons as kerk. En as mens teruggaan na die begin van Openbaring 1, die gedeelte vers 9, daai wat ek beskryf het van die verdrukking en die koninkryk en die lydsaamheid. Terwyl daai dinge met die kerk op aarde gebeur, is hy in ons midde. Hy's met ons. Hy's by ons. En hy wil daar wees. Dis baie interessant, dink 'n bietjie daaraan, as jy nou alle mag en krag in die hemel en op die aarde ontvang. So wat sal jy nou gaan doen? Party sou seker 'n bietjie na 'n eiland toe gaan, 'n bietjie dit, 'n bietjie dat. Verstaan, wat doen Jesus Christus? Gaan dink 'n bietjie daaraan. Hy gaan staan tussen sy gemeentes en hy hou hulle woordverkondigers in sy hand. Dit is die doel van sy bestaan van hier af vorentoe. Dit is waarvoor hy bestaan. Hy bestaan vir die kerk. En dit is vir my so hartseer, as ons, en jy weet ons ou protestante, ons kan dit nogal doen, ons ou gereformeerdes. Ons kan onsself so afbreek. En ons kan so half hierdie nederigheid aanleer, né? Hierdie half, ons is nou nie so belangrik nie, en ons is sondig. Ja, great, ons is, ja. Maar aan die ander kant is ons so belangrik, dat die Seun van God sy lewe vir ons gegee het, en ons vrygekoop het, sodat ons tot sy eer kan lewe, volgens waarvoor ons oorspronklik geskape is. En staan hy in ons middel. Ons is belangrik, baie belangrik. En dis miskien tyd dat ons dit weer bietjie besef. En as ons begin besef, ons is belangrik, en ons begin besef, wie is ons koning en ons priester en ons profeet in ewigheid, dan gaan ons bietjie anders na die wêreld begin kyk. Dan gaan ons miskien 'n bietjie die houding begin kry van, ja, is okay, jy kan my maar doodmaak ook, omdat ek die woord verkondig, want ek gaan na hierdie een toe. Dis waarin ek op pad is, so, ja, do me the favor, en help my aan. Dis, nou, julle verstaan wat ek sê. Natuurlik, dis verskriklik om dood te gaan, mens wil bly lewe, om te lewe is beter as om dood te wees hier op aarde, want jy kan Christus op aarde verkondig, maar wat klou ons so vas aan die materie en die goed van hierdie wêreld, as hierdie heerlikheid bestaan ter wille van ons? Ja, ons bestaan ter wille van Christus. Dis belangrik, en ek dink ons besef dit, en ons weet dit, en ons kan dit vinnig en maklik vir mekaar sê. Maar hoeveel keer sê ons vir mekaar, hy bestaan ter wille van ons? Sy hele bestaan, al sy energie, al sy krag, alles wat hy doen,
is vir ons. Dink daaroor. Dit is groot, dit is baie groot. Ons is nie 'n sideline projekkie nie, né? Jy weet, daar in die hemel is 'n garage met 'n klomp draaibanke en 'n simpel voorbeeld. Maar jy verstaan wat ek sê en dan gou tussen lunchbreak dan kry ons 'n bietjie. Dit is nie soos wat ons baie keer maak, né? Alles wat Christus doen is vir ons. Elke oomblik. Gaan lees maar 'n bietjie Hebreërs. Hy leef om sonder ophou vir ons by die Vader in te tree. Hy het nie kantoorure nie. Hy vat nie af nie. Gaan lees in Hebreërs, hy tree die hele tyd vir ons by die Vader in. Dis een van die dinge wat Christus onophoudelik doen. So ons is belangrik hier. Ons is bitter belangrik. En ons moet dit besef. OK. Goed, dit is dan tot by die einde van hoofstuk 1. En ons koning is bitter wonderlik. Ons priester en profeet, die een soos die seun van die mens. Goed. Dis mooi, né? Dis regtig troosvol, dis regtig besonders. Skees? Ja, maar dis die ding, dit word so obvious dat ons net geen verdienste het nie. Nou, hoe kan ons so belangrik wees in die oë van God? Soek maar baie keer daai, ek gaan nou nie die hele Psalm 8 doen nie, maar Psalm 8 is so ryk, maar is ook weer daai vraag, wat is die mens? Wat is ons nou? Wat is ons? En dit vat jou nou weer terug na Genesis 2 vers 7 toe, daai hele begin. Daar lê 'n stuk klei. Né? Daar lê 'n stuk klei. En God weet, as ek my lewensasem in hierdie stuk klei inblaas, is ek in ewigheid nie sonder hierdie stuk klei nie. Gaan dink 'n bietjie oor Genesis 2 vers 7. What a decision. God in ewigheid ten volle genoegsaam, ten volle tevrede. Hy het niks nodig nie. Niks kan by hom byvoeg nie, niks kan van hom wegvat nie. Perfect existence. En hy kies om met sy hande 'n pottebakker te wees, 'n stuk klei te maak. Hy blaas lewe in daai stuk grond in. En van daai oomblik af is God nooit weer in ewigheid sonder die mens nie. Dis 'n groot ding. Genesis 2 vers 7 is vinnig besig om my gunsteling versie in die Bybel te word. Want dit sê net vir my ook baie dieselfde as wat ek nou gesê het. God wil ons hê. Hy wil ons hê. En hy baan vir ons die pad om syne te wees. En die hele ding wat ons die hele dag probeer doen, is om tog nou maar net asseblief so ver as moontlik van hom af weg te hardloop, né? Maar in Christus word ons nader gebring die hele tyd. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike diepte en rykdom van u genade, dat u ons gemaak het om in ewigheid by u te wees, dat u ons die sonde ten spyt vrygekoop het, uit u vrye keuse, sonder dat ons dit verdien, om u kinders te wees en in u koninkryk te mag werk. Gee dat ons geduldig sal wees, maar ook haastig sal wees vir die koms van die Seun, en dat ons totdat hy kom, ook ywerig sal werk. Baie dankie dat ons mag weet dat ons by hom is as kerk, en dat hy ook hulle wat die woord aan ons verkondig vashou. Gee dat ons ook naby u sal lewe, dat ons sal oppas vir die gevare waarvan ons, as dit u wil is, volgende keer gaan begin hoor. Gee dat ons rein sal lewe, dat ons heilig sal lewe, dat ons nie sal dink dat ons enige iets vir ons koning en ons hoëpriester, ons Here Jesus Christus sal kan wegsteek nie, want sy oë is soos vlamme van vuur. Gee dat ons ook ons monde sal gebruik om ook sy woord hier op die aarde te verkondig, om ook die bose daarmee te oorwin. Die groot wapen wat ons het om teen die bose te stry. Ons vra en bid u dat u ons krag sal gee deur die Gees, om dit te kan doen, dat u ons ook sal troos deur u Gees,
Ons bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Goed julle, sien mekaar weer vir oor 2 weke.